Hoe sê julle man? Nee, ek is alright bro, ek is alright, was Nee, een lang week bro. Nee, was een lang week, het was een Maar nou, vertel een beetje van mij. Wat is er reden hoekom jullie die podcast wil beginnen? So basically nee, for my personally, was it actually nog een guest dat we samen Come on, you know? oh, Ted. Come on Ted, let's go Ted. As you can see. JBT. Anyways, die rede om ons die podcast beginnen, is baie mense wat ons, veral in onze town. In onze town is het voor mij like, nee man, mense se talent word nie raak gesien nie, careers waar mense werk insit, you know, things like that bra, en like, vir my is it personally like, hoekom word dit nie raak gesien, hoekom is dit iets wat so klein opgebring word, of hulle self so klein represent, van hulle actually a big talent dit, you know, so ja, personally van my af is dit net, omdat ek wil meer exposure hê, you know, vir die wat opkom, dat hulle platform het. Ja, verstaan je, en vooral als je nou een platform begint en je eie plek voor jouw mensen, verstaan je? Dus ons is mensen voor onze mensen. Oké, get jullie mannen, nou vertel voor mij wie jullie is, ik ken jullie mos nog niet. Ik is Aiden van Jeffreys Bay, ik blijf nou al, zeg maar mijn hele leven lang in die Kaap gebleven voor een rakkie en ik ben teruggekomen. Zie, sommige mensen zeggen, hulle zien niet die verandering in Jeffreys, maar die talent is altijd daar, hij was daar, hij is daar. Verstaan je? Ons is hier? Let's go. Voor mij is het like, nee, ek is inkomer van Jeffreys Bay, you know? But ek het nie groot geraak in die plekje, maar ek het my high school journey, you know, van die like, high school is exactly like jou career begin actually, ja, laerskool het mos nou nie so, ons stel jy eindelijk laerskool. Stel my nee. Sê, maar hoërskool het ek begin in Jeffreys Bay en vir my, ek is Kulen. Ek was op comprehensive klaar met school gemaakt. Goed geslaagd. Ja, nee, anyways, ja, ek het hier aangekom en die plek was 'n plek wat my heeltemal verander het. Dis iets wat my heeltemal laat groei en 'n heeltemal different version sien van myself. So ja, dis basically dit. Dis aan my kant af. Mannen, ik heb net een paar vragen voor jullie hier zo, wat based op jullie podcast gaat. So, ik ga voor jullie de eerste vraag lezen. Wat denk jij kort ons spreekt de meeste om talent raak te zien? Wat denk je? Kijk, onze plek moet hier net meer exposure. Misschien soos ons het die talent, ons het alles, maar die opportunity is ja nie. Misschien soos een video, of misschien net iemand wat jou raak sien, een scout van een andere plek. Dat is hoekom ek sê, as ons hierdie podcast van ons verder kan vat en consistent bly en talent invite, wat vir hulle 'n platform gee om raak gesien te word, hy sal die beste ding is. En hy sal ook 'n benefit vir ons is en vir ons mense. Exactly. Verstaan? Like imagine as iets wat gebou word net vir die wat in die town is. Onthou baie mense, baie ander plekke het word raak gesien based op ons mense. Maar ons mense is like dat is net 'n treinsmes vir elkeen, you know, jy die desire om verder te gaan, maar daar's niks wat actually exposure bring aan dit toe nie. So die platform is geskep vir dit. Dis die main purpose, dat elkeen wie werk insit, wat consistency het in wat hulle doen, dat hulle hier op kan kom, dat hulle in die hot seats te kan sit. You know, dat hulle kan sit en kan sê en ons vertel van hulle storie en wat hulle doen en waar hulle wil uitkom. So ja, dat was die purpose. Man, ik wil nog wat jullie zeggen, maar hoe werkt ons dan aan die lek van consistency? Aan die lek van consistency, hoe bedoel je nou van lek van wat kant? Van die lek en consistency, baie die talent, maar dat ze lek en consistent blijven. Okay, ek dink ek weet wat dit is. Waarom in my op 'n tyd gebeur nie, is dat jy werk nie en jy's consistent in iets, maar vir jou voel dit soos jy stak. Daar gebeur niks nie. Jy sien, daar is iets wat jy like, ek werk aan die punt toe, sodat as ek daar bereik, of as ek hy plek kry, dan gaan ek weet dat, okay, ek het nou 'n platform wat ek van af werk, in plaas van ek doen net werk, maar ek sien niks word raak. You know? Ik zie wat je bedoelt. So basically wat je zegt is dat als man opportunity voor mensen, nou lijkt die consistency. Exactly. Ja. Dan denk ik nog een hele paar vragen, mannen. Die volgende vraag is, hoekom denk je, blijft baie mensen met talent stil? Ja, wie om talent te het, nee.
ek het een ding raak gesien is dat as die talent die meeste van ons het die ding wat gebeur. Jy talent, maar die mense in jou environment waar jy is, nee. Jy het die hy van, kyk jy's goed in wat jy doen nie, man. Jy sien, like ek sien actually iets in jou nie. Nou like, ons create reeds so 'n plek vir iemand om te sit, om saam ons te gesels, om vir ons te sê dat dis wat ek doen, en dis wat ek wil wees, en ons is hier om hulle te encourage, en hulle beter te help in die manier wat ons kan, as dit is dat iemand ons video's kyk, wat ook scouters is, of iemand wat mense soek, wat nou die video's gaan sien, omtrent iemand wat 'n goeie talent het, dan kan daardie persoon van ons platform af sien dat, nie is actually iemand wat so iets doen. So, sien jy, en die feit van mense met talent, hoekom bly hulle stil? Basie resources beskikbaar en spanne om die talent van jou te wys. Miskien almal het dieselfde talent, miskien is dit 'n singerie, maar nou verstaan jy, jy vat dit as 'n hobby, jy vat dit nie ernstig op nie, maar jy kan dit uitmaak uit die plek waarvan jy kom en terugkom en vir ons wys, kyk hierdie ding kan gedoen raak. Dis die rede hoekom ons hier sit, om mense te bring, sodat anders kan sien, nee man, dit word gedoen in my plek, deur my mense, op ons platform. Come on. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Daar is baie valid reason. Ek het 'n bietjie persoonlike vraag hierso. Wat sê, het jy al ooit gevoel niemand sien jou potensiaal raak nie? Hoe sê jy? Hy is 'n ding wat ek altyd gevoel het. Ek het baie sports gespeel en hy is die enigste ding wat ek altyd gevoel het. Toe maak ek 'n belofte vir myself dat ek gaan so hard werk dat jy my nie raak kan sien. Come on. So, elke keer as ek alleen is en dan vind ek maniere om myself te bou, maar die eerste om raad te gee vir julle wat nou kyk, die eerste manier om jouself op te bou in 'n situasie is mental. Jy moet eers vir jouself konwins, ek kan dit doen, ek is die beste en ek gaan dit doen. Come on. Vanavond was alles maklik. Come on. Alles. Nee, ek dink hy het dit gesê, hy het dit klaar gesê. So basically wat julle sê is dat die podcast gaan 'n verskil kom bring, dat jy eintlik jou potensiaal sal uitleef en mense sal dit begin raak. Ja, definitely. Ek weet dit. Come on. Die volgende vraag sê vir ons, hoe belangrik is dit vir ons mense om mekaar eerder op te bou as om af te druk? Weet jy, gebeur die ding waar elkeen wat iets probeer. Dit het myself gebeur. Ek praat nou by die plek waar ek uitkom. Dit is waar jy probeer iets niets. Nee. Ons mense die ding om van alles iets op te maak. Jy sien, hulle vat die eerste jy sien waar ons het die wat se mentality waar jy mee sit nie. Maar omdat ons sien wat jy probeer doen, is dit vir ons jy gaan dit maar nie maak nie. You know, jy gaan maar nêrens kom in dit nie. Dat die negativiteit het soveel geraak dat niemand wil eens meer probeer nie. Want jy gaan maar een van die dae as jy maar dit ook op Facebook of jy's net weer iets social media. You know? So, this is basically that. Ek verstaan en om short-term goals vir jouself te stel, gaan jou drome baie meer realisties maak. Soos byvoorbeeld die basketbalspelers buite. As jy begin basketbal speel en jy droom groot, jy droom mal, jy wil nou oor see gaan. As klomp opportunities daar, bedoel as ander lande soos Serbia, Germany, as klomp lande. Maar nou dink hulle jy gaan dit nooit maak nie. En is 'n realistiese ding om te dink dat jy nie so ver kan gaan nie. Maar in ons eie plek is daar 'n league gemaak vir ons om te gaan. So, is basically net short-term goals vir jouself te stel en negativiteit uit te skakel. Omdat jy nie weet van sekere dinge nie, dink jy ook jy gaan dit maak. Yes. Focus maar op die klein, stap vir stap. So, wat jy nou opgeraak het is dat, wat jy eintlik sê is dat daar is min ondersteuning in ons gemeenskap. Ja. Dit maak outomaties dat ons voel dat ons word nie opgebou nie, ons word eerder afgedruk. Die sin van wat ek ook oplet met die recent games en die mense wat so talent het, is dat once die een net een fout maak, en dan is dit allemaal oordeel om vir die fout wat jy gemaakt het. Maar hulle sien nie die tye raak, toe die een eindelijk die beste gedoen het. Ja. Ek is by. Dis regtig 'n mental ding as jy actually dink in dit. Ja. Because wat gebeur meeste van die tyd vir my persoonlik, is dit dat ons doen die ding van ons sê
ons werk saam, die community werk saam. Want op die einde van die dag is dit waar almal as omdat sien jy as een mens iets kan bereik, sien. Dan is dit waar omdat ek probeer rugby speel en ek het gesien dat ek het net gebly in die community, ek kon nie eintlik groei met sekere keuses wat ek gemaak het. Nou dra dit 'n invloed op die next een wat probeer om uit te kom. Is like nee, jy gaan maar hier wees. But ek dink as ons meer positiwiteit oor dit kan spreek, kan daar change op dit kom. Definitief ja, definitief. So, ja. Dink julle ons plek het genoeg geleenthede vir mense met talent? Definitief. Kyk jy, word elke jaar die meierskap gehou word. Talent shows gehou vir ons mense om hulle talent te exploit, maar nou die ding is, soos dit kom, jy's bang vir judgment. Yes. Van sekere dinge en sekere mense om jou, is nie so positief soos jy is nie. Maar daar is geleenthede vir ons mense, vir mense met talente, alle soorte talente. Is daar buite. Jy moet net kyk, die courage bou, die mindset en gaan vir dit. Come on. Gaan vir dit. Wanneer vir ons bietjie vertel oor. Weet dit? Dis nog 'n persoonlike vraagie. Wat is een droom wat jy nog wil bereik? Wie wat nee. Ek het een ding besef van myself as dat as dit nie van my gaan wees om dit personally te maak wat ek wil wees nie. At least kan ek die next een help. At least kan ek die een help wat langsaam is. Jo. Ek het probeer en wat ek gedoen het. Ek het gefail. Maar dit sê nie dat net omdat ek gefail het dat die next een nie dit kan doen. Jy verstaan? So as so 'n platform wat ons nou skep, iemand kan help om meer exposure vir hom te bring en wat hy doen, sal ek dit my mission maak sodat hy hier kan wees om meer uit te beeld wat hy het en vir ander te wys dat kyk ek sit met dit en ek wil iets doen met dit. Ek wil nie op een plek stil sit nie. So ja, dis van my kant. Ja, myne is similar soos hy, maar ek wil persoonlik ook myself help, soos ek wil goeie habits bou, ek wil consistent wees, ek wil 'n gesonde lewe lewe, gesonde kos eet, draf elke dag so. Ek maak dit elke dag my personal mission om at least een gesonde ding te doen, een oefening of sodat ek maar net die volgende persoon kan wys dat consistency is wat jy benodig in jou lewe om te kom waar jy wil bereik in jou sport en jou persoonlike lewe. Ja. Dis by. Watter talent sien jy in ons community wat meer exposure verdien? Wat die talent sien ek in ons community? Ja, as baie. Maar eintlik maak elke sport in ons community meer exposure. Ek voel ook so. Ons maak dit nie 'n groot ding nie, maar so 'n klein ding. You know, ons maak meer support, meer sponsors, meer scouts, meer ons maak alles. Daar moet meer aandag op ons gesit word, man. Meer Ek voel focus. daar moet meer, ek voel is imagine like as jy actually sien dat jy werk hard of iemand langs aan jou werk hard en hy kry dit. Obviously gaan jy by een van die dag like ek gaan ook nou so hard begin werk van hier's iets wat ek kan voorwerk, hier's iets wat ek gaan kry, which means dit kan nie net in een sport mee gebeur nie. Maar overall waar almal is, waar ons in die township van ons is, dat daar oral exposure sal wees op dinge kry vir mense. Soos byvoorbeeld die rugby. Almal of hoërskool speel rugby van as 'n weg in rugby. Yes. En die kanse dat ons mense in die Ooskaap, ons skole, dat jy harder gaan speel as 'n 40% kans. Die rede hoekom ek so sê, is ook waar die skool ook. Soos byvoorbeeld Grey College, Eton Adams, alle mense, bokspan, julle maak dit. Nou, as ons maar net hy tipe fokus en aandag en hy passie in al ons sporte speel, sal ons 'n plek 'n hotspot raak vir talent en scouts. Yes. Want dis basically wat gebeur met die rugby. Yes. Dis hoekom ek sien die coastal catches van die Meierkap raak ook nou 'n groot ding. Wat al lankal 'n groot ding is buite ons plek. Yes. Maar dit wys jou maar net as ons 50-50 kom met ons impak en ons talent, as ons resources, ons mense, community, government, hy tipe 50% vir ons bring. Ons is hotspot. Ons talent word gesien. Basically sê dat ons meet mekaar half Yes. en ander pad ons dit verder. Yes. Precies. Ek sien die mense ook dat jy sê alle talent is equal. Ja. Maar op dieselfde tyd besef ek dat al die talente word dan nie raak gesien nie. Dis baie min wat 'n mens sal sien dat jy werk raak op jou talent, maar jy kom eintlik daarbo uit. Soos byvoorbeeld dat by rugby soos jy gemention dat jy sal rugby speel hierso, maar jy bereik nie dit wat jy bereik omdat jy by die tipe skole is hierso. Verstaan, Maar die skole, die main skole kom eintlik daar. Ja, die support wat
hulle gegee word. Net deur hulle harde werk en talent. Hier moet ons in ons plek in 3 keer, 4 keer harder werk. Net om Exactly. vir 'n EP te gaan speel of iets soos hy. Verstaan jy? Okay. So basically is die podcast dan nou daar so om dit uit te sit vir mense om dit te kan sien. Ja. Van dit word nie hier gedoen nie, dit word nie hier gesien nie. Ja. Dis my keer. Vir my is dit like, as jy net Jeffreys Bay nie. You know? As jy net Jeffreys Bay nie, die Kouga streek, almal in ons Kouga streek, die distrik waar ons in bly, is like, dit gebeur overall. Dis hoekom ons wil hierdie podcast eintlik gefokus het net op Jeffreys Bay. ja. Jy verstaan? Want dis iets wat baie moet betrek. Yes, dis located in Jeffreys Bay. Daar's 'n difference tussen daai twee mos. Want dit gaan wys dit kom van ons of ons bou ietsie, maar dis nie net vir ons mense hier nie. Ons help hier, maar as ons buite kan help, sal dit 'n baie groter voordeel ook wees. Almal. So basically sê dat later van tyd soos dit groei gaan jy Yes. meer mense betrek Yes. van ander Ja, gemeenskappe. Yes. ander plekke. Yes. Okay, ek sien dat daar's 'n baie groot picture vorentoe van hoe dit gaan expand. Ja, Yes. dis 'n mission, as 'n goal, as 'n goal. Die vraag is ietsie vir die gemeenskap wat jy aan hulle kan gee. As jy een boodskap vir die youth in ons area kon gee, wat sou dit wees? Kom op. Een boodskap vir die youth in ons gemeenskap is bly gefokus. Bly gefokus. Ek weet as tyd vir alles, as dinge om jou in jou plek waar jou motiveer verkeerd en goed, maar bly gefokus op wat jy wil hê. Almal kan dieselfde pad stap, maar ons gaan op die einde van die dag ons eie paai moet aanvat. Miskien as hy speel sokker en ek speel rugby. Ons kan nie ons paai compare nie. Okay, hy speel sokker, hy maak dit fair, hy was gescout, hy speel nou vir 'n klub in PE. Ek moet nie my journey met sy journey compare. Veral as ons nie dieselfde pad of carrière stap nie. Dus ek voel ons moet op ons self compare as youth. Veral as ons dieselfde sport speel. Ons al drie speel rugby. Jy speel goed, hy speel goed, maar ek het 'n passie nou vir rugby develop en nou voel ek is regtig goed genoeg hier. Maar ek gaan nie daar uitkom as ek nie gefokus bly en strive vir wat ek weet ek kan behaal. So dis wat ek sê, bly gefokus op jou baan, jou oefening en jou leefstyl. Yes. Ek het iets geleer, wie waar het weer aan my gebeur. Toe ek jonger was nie, ek kan dit mense nie, maar toe ek jonger was, toe was ek was baie meer chubby, you know, en vir my was daai actually 'n groot nadeel in die sport wat ek speel, you know, en ek kon nie actually doen wat ek wou doen nie, so nou moes ek opkyk aan die manne wat ek saam mee speel, nie eens manne wat like voor Fair is- like hulle speel met my. Nou is ek like, but ek kan nie doen wat julle doen nie en ek voel dat ek kan beter as die Ja. Dit het my gevat om 'n soft te kry van ek moet nou fokus op myself. Ek kan nie ek het 2 jaar afgestaan van my sport af om net myself op die posisie te kry waar hulle is. Toe ek dink ek is op die posisie van hulle, toe ek kyk aan hulle, toe is ek voor hulle. En toe is ek like, wag, maar ek het saam jou gespeel en waar ek was. Nou moet jy dink as ek die mindset gehad het dat hy is beter as ek en dat nee, ek gaan dit maar, you know, Ja, jy gaan dan nooit sou ek uitkom. nooit actually nie, ek moes my aandag op myself eers sit, om eers daai te kry in myself, en toe sien ek is op by die een, wat ek voorgespeel het en gecheck het, nee, maar die bra is regtig so goed in wat hy doen, you know, so, ja. Ja man, daai is al vrae wat ek vir julle het. Ja, dis goed, maar ons hoop regtig die podcast kan meer mense bereik binne ons plek, buite ons plek, maar die is nou episode 1, so Ja, dit was goed. ja, Dit was goed. Sy by podcast. come on. Let's go guys. whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people.